Die baie bekende Joyce Meyer, sy is nou al oor die 80 jaar oud, so ek noem maar sommer Tannie Joyce. Dis nou tong in die kies, want ek het baie respek vir Joyce Meyer. Sy sê oor 'n sekere aspek in jou lewe en in my lewe, sê sy 'n verskriklike belangrike ding. Sy skryf, "A positive attitude," so hoor mooi, dit gaan oor 'n positiewe gesindheid, "gives you power over your circumstances, instead of your circumstances having power over you." Ek wil jy moet nou mooi dink, jy moet nou mooi konsentreer wat hier gesê word. 'n Positiewe gesindheid gee jou die mag en die krag oor jou omstandighede. Die ander kant daarvan is jou omstandighede, slegte omstandighede, moeilike omstandighede, negatiewe omstandighede, het mag en krag oor jou, heers oor jou. En dis die typiese wat ek noem victim mentality. Dit is nou 'n slagoffer mentaliteit. Mense, en dis die een ding waarteen jy elke dag in jou lewe moet kies, is om 'n slagoffer te wees. Die Here is te lief vir jou. Die Here het 'n doel met jou lewe, nie net met jou lewe nie, hy het elke dag 'n doel met jou menswees, met jou gawes, met jou talente. Nooit mag negatiewe omstandighede jou onderkry nie. Nee, dis hoe jy reageer daarop. En dis hoekom ek altyd sê, een van die groot geheime in hierdie lewe is nie dit wat met my gebeur nie, maar hoe ek reageer op wat met my gebeur. Daardie mag het ek en jy ten volle in ons hande. Ek sê weer, baie keer is daar omstandighede wat oor jou pad kom, daar's dinge wat gebeur wat jy nie kon kies nie, waaroor jy geen beheer het, maar jy ten volle beheer. Hoe gaan ek reageer daarop? Gaan ek 'n victim wees, 'n slagoffer wees, of gaan ek oorwinnaar wees? En dis waar John Maxwell ook vir ons baie mooi help as hy sê, "I cannot choose what happens to me, but I can always choose what happens in me." Dit wat binne in my gebeur, hoe ek gaan reageer op my omstandighede, op die sleg, op die swaar, op die moeilik, hoe gaan ek reageer? Dis wat my oorwinnaar maak. Ek en jy, oorwinnaars, saam met Christus, sit saam met Christus aan die regterhand van God. Kom ons wees nie slagoffers nie, kom ons leef hierdie oorwinnaars identiteit en mentaliteit in ons lewe. Gegroet is jy, wonderlike dag, wonderlike week.